voorheen in grensoorlog. Ons spesifieke taak was om die olietanks aan te val of die myne te plant daarop. En dan my teiken met my 4 mense was die 2 distilleertorings die hoofteikens gewees. Ek en Kloppies het ons myne geplant, die eerste tanks, en ons het wegbeweeg na ons tweede teiken. Terwyl ons die tweede stel myne geplant het, die eerstes ontplof. Suid-Afrika kon nooit daai operasies herken nie. So al die operasies wat spesiale magte gedoen het en van die ander eenhede ook is toegeskryf aan Sabumi, en Sabumi het ook die krediet daarvoor gevat. Operasie Kerslig in 1983, toe 16 spesmagsoldate 'n olieraffinaderry in Luanda feitelik vernietig het, was maar een van talle sulke operasies in die loop van die grensoorlog. Dit was altyd hoogs geheim, maar wanneer dit bekend geword het, is dit aan Jonas Savimbi en UNITA toegeskryf. You choose your friend, but you don't choose your enemy. The enemy comes on your way and he imposes himself upon you. Unless you are strong enough and you gather all your courage and you face the enemy with whatever means at your command. Kort na Kerslig, in Februarie 84, word die Lusaka-ooreenkoms onderteken. Hiervolgens sou Suid-Afrika al sy troepe uit Angola onttrek. 'n Buffergebied is noord van die grens verklaar, waar geen Suid-Afrikaanse, Kubaanse of SWAPO magte toegelaat is nie. 'n Gesamentlike monitorkommissie moes toesig hou. Daar was egter aanhoudende verbrekings van alle kante en die ooreenkoms het nooit werklik 'n impak gehad nie. Die SAW gaan voort om operasies in Angola te beplan, al is dit onder nog strenger geheimhouding as tevore. In Mei 1985 is kaptein Wynand de Tooy deel van een so operasie. Die teiken, die olieopslagplek by Cabinda in Noord-Angola. The idea was to find something that would hurt as much as possible Angola's economy, something feasible, and could be a covert operation, and therefore one could say to need, etc., etc. Indien die sabotasieaksie sou slaag, sou Angola 'n geskatte $30 miljoen in olie verloor. Olie wat die regering gehelp het om vir die oorlog te betaal. Die doel van die operasie was om die olieopslagtank op te blaas, want op daai stadium was Cabinda Gulf verantwoordelik vir 73% van die Angolese regering se inkomste. So blaas ons daai tanke, kan die oorlog eintlik fisies tot stilstand kom. There is no question that the selection of Cabinda, if you want to deal a heavy blow to the Angolan economy, it's a very good suggestion. It's a very good idea. Een komplikasie was dat die Amerikaanse maatskappy Gulf Oil belange gehad het in die teiken by Cabinda. Terwyl die meeste ander lande in die wêreld Suid-Afrika in daardie stadium geboikot en verwerp het, het die FSA onder president Ronald Reagan 'n beleid van constructive engagement gevolg, wat die internasionale isolasie tot 'n groot mate geneutraliseer het. Now you are attacking an American company, and given where the explosion would have taken place, it was very close to where the American personnel working in Cabinda lived. So probably quite a few Americans would have died. And you can argue that that's not a very loyal thing to do to what is essentially one of the few allies you have left in the world. Desnieteenstaande het die aanval voortgegaan. Op 21 Mei, daai oggend die son opkom, toe lê ons opleeplek in die middel van 3 Fapla Company basisse. Toe ons basis tussen hulle deur en soos hulle veiligheidspatrollies in die oggend gedoen het hulle op ons inkomspore afgekom, nat douspoor. Ons kon nie ons operasie in een nag doen nie. Toe moes ons oorbly vir die volgende nag en dis daar waar die groot probleem gekom het, want dis daai oplê en ons hou nie daarvan om op te lê nie, want dit maak jou baie, baie kwesbaar. Ons het die patrollies die hele dag in die omgewing gesien en hulle basies ons heeltemal omsingel en so 4:15 toe vee hulle die bos
En toe het ons kontak geslaan. Hulle was 9 groepies van 3 elk verdeel. 2 van die 3-manskapgroepe het onttrek en teruggevlug met 'n bootjie op 'n skip, maar Wynand de Tooy se groep is 2 doodgeskiet en hy is swaar gewond. Die soldate wat Wynand gevange geneem het, was stom geslaan toe hulle besef wie hy is. Toe het hulle nou die aard van die saak het een van hulle seniors daar aangekom, die ouens gestop want hulle wil my keel afsny en al sulke goed te doen. En toe het hulle my nou vasgebind en natuurlik aanvanklik nou vermoed dat ons is UNITA soldate. En eers toe hulle nou my hemp opkry en sien ek is 'n blanke persoon, het hulle begin vra wat, toe sê ek nee wel, ek is 'n Suid-Afrikaner. Die gevangeneming van 'n Suid-Afrikaner in Noord-Angola was voorbladnuus dwars oor die wêreld. Suid-Afrika is nie net betrap in 'n flagrante oortreding van die Lusaka-ooreenkoms nie, maar dit het ook 'n skadu gewerp oor die verhouding met Amerika. The American ambassador Nicol eventually sent a cable to Washington which summed up very well the relationship between South Africa and the United States, in which he said constructive engagement for the South Africans is a one-way street. They were not interested in any agreement with Angola that would leave an MPLA government in Luanda. What they wanted was to bring Savimbi to power. Die verdeling in die Suid-Afrikaanse kabinet is weer deur die Cabinda-aanval uitgewys. And what it indicates is that there were 2 foreign policies in South Africa. There was the policy of the DFA, which was more moderate. I believe that Pik Botha was seriously engaged in negotiations with the Angolan government and the United States in 1984-1985, though it was a very uncompromising position, but he was engaged in negotiations. And then there was the policy of the military establishment. Ek dink dit was die 2 standpunte van die 2 departemente. Die weermag het dreigemente gekry en het gesien hoe die land deur sekere basisse en aksies bedreig word. Dan stel hy 'n doel voor. Dit moet gestop word. Dan sê hy wat het hy nodig om dit te stop. Dan tree hy op. En dan kom hy aan, ek het aan my doel geslaag. Buitelandse sake, se kultuur was anders. Hy het gesê, hier is die probleem. Die probleem is die VVO, hulle gaan ons opdonder. Sanksies gaan neerword. Ons ekonomie gaan knak. En uiteindelik as jy ekonomie knak, het jy ook nie die militêre vermoë om staande te bly. Pik Botha het Wynand de Tooy se vrylating 'n persoonlike taak gemaak. Dit is my obsessie geword om hierdie man terug te kry. Dit sou 2 jaar neem om vir Wynand de Tooy terug te kry op eie bodem. 2 jaar wat vir hom 'n eensame nagmerrie sou word. In die tronk in Luanda verwyl hy die eindelose ure deur boodskappe op die mure van sy sel uit te krap. Ek moes aanvaar dat dit nie 'n vinnige proses gaan wees nie. Dit gaan nie nou binne 3 of 4 maande of 'n jaar uitgesorteer wees nie. Dit gaan 'n lang proses wees. So in die eerste plek moet jy aanvaar. Dit vat 8 maande, 6 na 8 maande toe om te aanvaar. En dan baie belangrik moet jy jouself in 'n roetine kry. Jy kan net sowel die hele dag op jou bed lê. Jy hoef nie op te staan nie. Jy kan mos maar nou doen wat jy wil. Maar dis belangrik vir jou eie verstand om in 'n roetine te kom. So jy staan elke oggend dieselfde tyd op, jy gaan slaap elke aand dieselfde tyd. Jy bepaal daai tyd. Niemand anders nie. Nou is goed. So jy staan op, dan doen jy oefeninge, dan gaan stort jy as daar 'n stortfasiliteit op daai stadium dan is en so werk jy jou hele dag letterlik uit vir jou roetine. Ek het byvoorbeeld elke aand as ek nou kos kry, dan kry ek 10 sigarette daarmee saam.
En daai 10, nou moes ek beplan. So laat rook ek die eerste ene, en so laat die volgende ene, so laat per horlosie het ek gerook vir die dag. My laaste een kon 9:30 in die aand wees, dan sit nou op. Terwyl de Tooy homself met geregimenteerde dissipline aan die gang hou, sit daar in die Afrika-bos ander soldate, ook vasgevang in 'n stryd duisende myle van hulle klein eiland. Kubaanse soldate skryf gedigte om die pyn en eensaamheid van oorlog te verwerk. Hulle het jou in 'n oogwink gedood op die middaguur. Die dood was jou lewelose liggaam op die grond met geen hartklop nie. Maar as jy net gewoon hier verby gegaan het, as ek net 'n oomblik gelede my laaier vir jou geleen het, vat die AK, staan op jou bliksem, jy is nog jonk. So skryf Wynand de Tooy. Pain deep and constant, sorrow always here, haunting me with the lonesome thoughts. Why, God, did you leave me so? Wife and son so far away, independent, gone from me. Would they ever needing me? Why, God, allowing this? En so skryf nog 'n Kubaanse soldaat. Op hierdie oomblik, terwyl ek een word met die grond, verwag ek die vuur van die vyand se kanon. Op hierdie oomblik, terwyl Jito met sy voukolf AK in sy arms verby my hardloop en vuur, terwyl die dood rotse breek 2 meter weg. Op hierdie oomblik, op hierdie presiese oomblik, word my kinders wakker in Santiago. Die eerste Kubane het in 1975 in Angola aangekom. Oor die volgende 10 jaar was daar deurlopend sowat 20.000 van hulle in die land. In die laat 80s het die getal opgeskuif na sowat 50.000. In die konteks van die Koue Oorlog is dikwels beweer dat die Kubane in Suidelike Afrika was as verteenwoordigers van die Sowjetunie. In werklikheid, meen Piero Iglesias, is hierdie enorme poging gedryf deur die visie van een man. Fidel Castro was arguably the greatest revolutionary then in power. What was the situation from the Cuban perspective, the way the Cubans saw it correctly in late 1975? It was not even a struggle between the FNLA and UNITA on one side and the MPLA on the other side. With the South African invasion, the nature of the struggle had changed, it became more defined, if you want, and it was really a struggle against apartheid. In die onafhanklikheidsstryd in Angola het Agostinho Neto van die MPLA met Cuba kontak gemaak, hulp gevra en het gekry. But the die was cast when the Cubans and the MPLA were talking about how they would support each other and help each other. I mean, basically, the MPLA regime was installed by the Cubans. There's no other way to look at it. They were there to support the Angolan government to secure the territorial integrity of Angola. Die Sowjetunie was wel ook betrokke. Hulle het vanaf 1975 adviseurs en instrukteurs na Angola gestuur en in totaal wapentuig ter waarde van sowat $6 miljard. From 75 after the independence, about 5-6 days after the independence, the first Soviet military instructors arrived there, followed by some what we call advisors, whose duties are a bit broader than just instructors, you see. And they stayed there. All in all, the number was over 10,000 people. Die Sowjetunie en Cuba was bondgenote. Historically, we were together from the first days after the Cuban Revolution. You remember, from 60, 61, 62. But I think now everybody understood that the Cubans never been Soviet proxies, and Soviets never sent the Cubans to Angola. Die vraag was nog altyd hoe die MPLA-regering in Angola vir die oorlog betaal het. The Cuban involvement was the least expensive thing for the MPLA. Until September 1978, Cuba paid for all its expenses in Angola.
In this agreement of September 1978, Angola pledged to pay for the upkeep of the Cuban troops in Angola, not the salary, but the food, the supplies, clothing, etc., shoes, boots, etc., etc. And also for the cost of transportation of the Cuban troops from Cuba to Havana and back. You are asking about the oil money. Well, look, the oil money went to the Angolan budget. And then from their budget, they paid whatever they paid to Cuba. In die veld was die Kubaanse invloed duidelik. Die dryfkrag agter Fabla was uit die aard van die saak die Kubane. Wat baie ouens sal vir jou sê, hulle was ook nie goed opgelei nie, maar ek sê vir jou, daar is eintlik niks skort met hulle nie. Ek het, na die oorlogsjare was ek op van hulle skietbane en die tegnologie wat daar toegepas was, bestaan nie in Suid-Afrika nie. Kubane en Suid-Afrikaners het soms onverwags aanklank gevind. Snaaks, ons het met die Kubane nog 'n goeie verhouding gehad. Uniform sluit deur politiek. Maar dieselfde probleem as ons gehad. Lang weg van die huis af, verlang huis toe ensovoorts en die kos en ek dink hulle het maar dieselfde probleem gehad om die MPLA so opgelei te kry soos wat ons gesukkel het om die ander mense op te lei, want dis nie maklik om in so 'n kort tyd mense wat 'n guerrilla oorlogvoering goed ken op te lei om meer as guerrilla oorlogvoering te kan doen. Die Kubane was SWAPO ook goedgesind. They were at the invitation of the Angolan government. It's a bilateral arrangement. But because they were friends, fine. Just same West Africans were invited by UNITA to come to Angola. Die samewerking tussen Suid-Afrika en UNITA is destyds streng geheim gehou. In dieselfde jaar wat Wynand de Tooy gevange geneem word, 1985, erken Suid-Afrika vir die eerste keer hierdie alliansie. Namibië was steeds die belangrikste element in al ons oorwegings. Maar wat ons gehelp het om stabiliteit en vrede wat ons gehandhaaf het, baie goed in Namibië moontlik te maak was, of makliker te maak, was die feit dat ons 'n vernoot gehad het in Savimbi, die leier van UNITA, want hy en sy organisasie het in die suide van Angola opgetree. En dit het dit vir SWAPO baie moeiliker gemaak om daar te opereer en vir ons makliker gemaak wanneer dit nodig was om daar te opereer. Daarom was UNITA vir ons belangrik. 'n Mens kan nie sê dat daai bosoorlog in Angola het niks te maak gehad met Namibië nie. Dit is heeltemal, totaal verkeerd. Dit is een ding wat mens nie uit die oog moet verloor nie. Die tweede ding wat mens nie uit die oog moet verloor nie, is, jy kan maar sê, as jy wil, dat Savimbi was 'n puppet, en UNITA was 'n puppet-organisasie, as dit jou pas. Maar, hy het nie vir hom laat voorskryf nie. Hy het eendag by geleentheid gesê, hy het seker van alle vryheidsbewegings in die wêreld die beste vernoot in Suid-Afrika, want hulle skryf nie vir hom voor nie. Suid-Afrika was reeds van 1975 af saam met UNITA in die stryd. In die vroeë dae het beide partye gereken op Amerikaanse steun. Dit is baie skielik in Desember 75 onttrek, toe die Senaat en Kongres met die aanvaarding van die sogenaamde Clark-amendement alle befondsing afgesny het. In Julie 1985, 'n skrapse 2 maande na de Tooy se inhegtenisname en ten spyte van internasionale veroordeling van die Cabinda-aanval, maak die FSA dramatiese ommekeer en herroep die Clark-amendement. Die pad word gebaan vir Amerikaanse steun aan Savimbi en UNITA, wat oor die volgende aantal jare miljoene dollar sou beloop. US aid to Savimbi after the 75-76 fiasco didn't really begin probably in 86, began already with the Carter administration. What you have in 86 is an increase in the amount, a dramatic increase in the amount, the significance of USA to Savimbi because it became
open. And this US aid to Savimbi was important in terms of monetary value, was a fraction of what South Africa was giving, but they provided some weapons that South Africa could not provide, like the Stinger against planes, some anti-tank weapons that South Africa could not provide. In Augustus 1985 het UNITA alle moontlike hulp nodig. Intelligensie dui op 'n baie gevaarlike FAPLA-offensief. Die MPLA is honger vir Mavinga, 'n belangrike logistieke en strategiese UNITA-basis in Suidoos-Angola. Ook Suid-Afrika is hier diep ingegrawe, met 'n groot lugmagbasis en permanente personeel. FAPLA loods Operation Second Congress, 'n knyptangbeweging deur twee magte met die doel om Mavinga te verower. Met Mavinga se lughawe onder hulle beheer, sou Jamba, UNITA se hoofkwartier in Suidoos-Angola, binne hulle bereik wees. Met die hulp van Suid-Afrika en veral die lugmag, is hierdie offensief teen einde September 85 gestuit. Maar FAPLA het beheer gekry van die dorpie Quito. 2 jaar later sou hulle weer probeer om die Lomba rivier daarvandaan oor te steek. Dit sou lei tot die geveg wat in die geskiedenisboeke opgeteken staan as the Battle of Quito Carnaval. Hierdie keer kom dan nou die offensief van alle offensiewe. The mother of all offensives. Te midde van militêre beplanning en beweging in die hele Suid-Angola is een dag soos 'n ander vir Wynand de Tooy in die tronk in Luanda. Volgende week in Grensoorlog. Die druk laai op, binnelands en buitelands. But when troops went into the townships, who was in the townships? The people we saw in the streets around us and our servants. We knew them personally, we knew them intimately. They changed our nappies and cooked our food. And these are the people we were going to be pointing our guns at. Ons glo dit is die basis waarop ons gewerk het, dat hulle word misbruik deur die kommuniste. Hulle word ingespan om die kommunistiese doelwit te verwesenlik in Suid-Afrika. Maar dit het onmeetbaar moeiliker geword vir ons met die politiek en ook vir die troepie self om binnelands op te tree. Want dit is mede Suid-Afrikaners. In Angola bou die spanning ook op. Dit was 'n aanslag, 'n aanmars, 'n offensief van Angolese FAPLA magte met Russiese raadgewers en so meer, en Russiese krygstuig op Jamba, wat in die verre suidooste van Angola was. Jamba was die hart en siel van UNITA gewees. Dit was Savimbi se kultuursentrum. Sy regering was daar gesetel.